Baie welkom almal. Hierdie lieflike Sondag, wintersondag, lekker hierdie winter. In elke seisoen is daar iets spesiaals. En omdat die Here warm in ons lewe is, maak dit nie saak wat die seisoen daar is. 1 Korintiërs 13 vers 9. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Paulus praat nie van homself en die gelowiges van sy tyd nie. Begin wat ek sê. Met wie praat Paulus? Praat hy met die gelowiges van sy tyd en van homself? Nee, wat van ons? Hy praat van ons. Luister nou baie mooi. Wat is ware eksegese om uit die Bybel uit studie te doen? Ons kyk na audience relevantie, gehoor relevantie. Wie was die gehoor wat hierdie brief van Paulus moes luister? Was dit ons 2000 jaar later? So wie moes luister? Paulus se mense. Paulus praat van homself en hy praat van die mense in sy lewe. Hy sê ons, sê almal daai ons. Nie hierdie ons nie. Alhoewel ons leer baie uit hierdie lesse nie. Maar met wie praat Paulus hier? Met sy mense. Hy sê ons ken ten dele. Wat hy daarmee bedoel, nog 'n klein begrip van die nuwe bedelingszienswyse. Ons is nog vasgevang in die ou bedeling. Onthou julle, Jesus is gekom en sy eerste woorde en sy lesse wat hy gebring het is: bekeer julle, verander julle sienswyse, want die koninkryk van die hemel is nou hier. Amen. Die ou koninkryk en die ou hemel en aarde is besig om verby te gaan. Die ou bedeling is besig om verby te gaan. Die nuwe bedeling is nou hier. So Paulus sê, ons ken ten dele. In daardie tyd sê Paulus ons, hy sê, dis hulle ken ten dele. Impliseer, hulle het nog nie die volmaaktheid bereik in die groei uit die ou bedeling na die nuwe bedelingszienswyse nie. Ek wil hê ons moet dit uit daai perspektief sien vanmôre, hierdie skrifgedeelte. Dit was nog so 13, 17 jaar voor die letterlike verwoesting van die ou bedeling tempel en die leierskap van daai bedeling. Tog in geloof verklaar Paulus in Kolossense 1:28. Hy sê, ons moet almal volmaak voorstel, let wel, in Christus Jesus. Om ten volle te weet, te volle te ken en volmaaklik te ervaar, is nie in onsself nie, maar net in Christus. Wie sal saamstem? Jesus is perfek. Jesus is volmaak. Amen. So die groot geheim is dat ons in hom moet wees, in sy teenwoordigheid. Amen. As jy in sy volmaakte teenwoordigheid is, dan vryf dit op jou af Dis waar. en dan ervaar jy ook volmaaktheid. Amen. 1 Korintiërs 13 vers 10. Nou kom Paulus, met wie praat Paulus? Van homself en van die mense in sy lewe met die disippels. Hy sê, maar as die volmaakte gekom het, dan sal dit wat ten dele is, tot niet gaan. Wat hy daardeur bedoel is, die ouwe, wat nou net ten dele is, die ou bedeling, is aan die tot niet gaan, is besig om weg te gaan. Volmaakte in die Grieks is teleos, wat kan ek spreek om my teleos. En dit beteken volwassenheid, volledigheid, Amen. perfeksie. Amen. En net wel, die kwalifikasie is in Christus. Amen. Sê amen. Wie wil in Christus wees? Amen. Hierdie les van vanmôre help jou om in Christus al meer in te beweeg. Volmaaktheid het finaal letterlik gekom in hierdie bedeling van Paulus. 13, 17 jaar later, 70 na Christus, toe die tempel verwoes is. So kom praat ek van 13 en 17 jaar later, want dis plus minus toe hierdie 1 Korintiërs 13 geskrywe is. Was soos 13 jaar plus minus voor die einde, finale einde van die ou bedeling.
So hulle, Paulus en sy tydsgenote, het die volmaakte verwag om te kom in hulle lewensverwagting. Ons kyk terug, 2000 jaar terug. Die volmaaktheid het reeds gekom in Christus Jesus. Dis 'n plek, en vir my en jou om daarin te beweeg. Hulle wag nog vir die koms van Christus in hulle lewenstyd, wat hulle sou volmaak en heeltemal sou voltooi tot volwassenheid. En dit het plaasgevind met die verwoesting van die ou bedeling tempel in 70 na Christus. Duidelijk, Jesus het gesê, hierdie geslag, Matteus 24, sal nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Hy praat van die verwoesting van die tempel, van die verbygaan van die ou bedeling. Nou wil ek net vir julle hier skrif gee in Hebreërs. So hier op my les op die einde maak ek hom nou al gee. Hebreërs 8 vers 13. Paulus nie, ons het vastgestel, Hebreërs is moontlik deur 'n ander skrywer geskrywe. Is anoniem. En hy hou homself anoniem, want dit is gevaarlike tye gewees, was 'n soort van in die groot verdrukking, groot vervolging, en daarom het hy anoniem gebly, nie bekend gemaak wie hy is nie. Hy sê in Hebreërs 8 vers 13, as hy, hoofletter sê, 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak, en wat oud was, word verouder en is naby aan die verdwyn. Hier is ook geskryf kort voor, jare voor, moontlik al reeds in die verdrukking, voor die vernietiging van die ou bedeling letterlik, kan jy dit sien. En dan die vernietiging van die ou bedeling letterlik, kondig dan die volmaakte, alleenstaande nuwe bedeling aan. Christus Jesus, sy gemeente, en almal wat in Christus Jesus is. Dis die ewige nuwe bedeling. Die ou bedeling het gebreke gehad, was tydelik. Die ou bedeling was 'n verbond, 'n verhouding met mens en God. Die nuwe bedeling is 'n verhouding van God met God. Jesus is God self, Seun van God, en namens ons, en vir ons, en as ons, betree hy die nuwe bedeling. Kan so 'n bedeling ooit gebreek word, God met God? Glad nie. Dis waarom dit 'n ewige en volmaakte bedeling is. Ons gaan nou weer terug. 1 Korintiërs 13 vers 11. Paulus sê, toe ek 'n kind was, hier het ek in hakies geskryf, dit beteken in my opgroei in die nuwe bedeling. Hy was nog besig om kennis te vermeerder van die nuwe bedeling. Hy dek kennis van die ou bedeling. Sy kop is vasgevang en die mense van daai tyd nog in die ou bedeling, maar is besig om heeltemal uit te klim uit die ou sienswyse bedeling uit en heeltemal in die nuwe sienswyse in Christus, almal in Christus. Vang julle, dan noem homself 'n kind. Toe ek 'n kind was in my opgroei in die nuwe bedeling, uit die ou bedeling uit, het ek gepraat soos 'n kind. Ek het ou bedeling gepraat, met ander woorde. Ek het gedink soos 'n kind. Ek het ou bedeling gedink. Weet julle, daar is baie mense wat nog steeds vandag ou bedeling dink. Ja, Kom julle ou bedeling dinkers. Dis nou tyd dat jy uitkom in Jesus naam en in Christus kom in die nuwe bedeling. Nee, pastoor, my kerkorde is belangriker as die Bybel. Maar vergeet jou kerkorde. Jesus Christus is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. In hom is oplossing van al ons probleme. Hy sê, gedink soos 'n kind, ou bedeling gedink, geredeneer soos 'n kind, ou bedeling en redenasie gaan. Maar nou dat ek 'n man volwasse is in die nuwe bedeling sienwyse, het ek die dinge van 'n kind van ou bedeling sienwyse denke afgelê. Kan julle dit sien? Kan julle hierdie perspektief sien? Dis waaroor alles gaan. Dit gaan oor die oude en dit wat verbygaan en dit gaan oor die nuwe. Nou kyk ons 2000 jaar terug, die oude is lankal verby. 2000 jaar gelede al. 70 na Christus toe die tempel verwoes is, toe is die ou bedeling letterlik verby. Onthou nou, die tempel was die plek waar die diere geoffer is, waar die priesters geopereer het. Wie is die ware offerlam? Jesus Christus. En van 70 na Christus toe die tempel verwoes is, het die offer van diere opgehou. Kan julle sien, dit het gestop. Die ou bedeling is verby. Die nuwe is in plek.
En soos wat jou sienswyse in die nuwe ingroei, bereik jy volmaaktheid in Christus Jesus. Met die wegruim van die ou tempelbedeling orde, is die proses na die nuwe sienswyse verander, vergemaklik en bevorder. Kan julle dit sien? Daar is nie meer diere wat geoffer word. So niemand het meer 'n plek waar hulle kan gaan in die ou bedeling nie. So die nuwe bedeling is nou finaal in plek. Dit was 2000 jaar gelede alreeds. Ou denke godsdienstige sienwyse is om onvolwasse te wees, om gedeeltelike denke te hê, om kinderlik te dink, vleeslik te dink. Die nuwe sienswyse in die nuwe hemel en aarde, wie ons vandag is, klaar reeds is in Christus Jesus, bring jy tot geestelike volwassenheid tussen jou ore. 1 Korintiërs 13 vers 12. Want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel. Wie is die ons nou hierso wat sien? Mense van daai tyd. Die mense van daai tyd sien nou nog in 'n spieël en 'n raaisel. Hoe sien ons vandag? Van aangesig tot aangesig. Nou hier sê, maar eendag van aangesig tot aangesig. Wie van julle stem saam? Aangesig tot aangesig beteken teenswoordigheid van ons hemelse Vader, wat vir ons 'n werklikheid geword het deur sy Seun Jesus Christus. Amen. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Hy het dit klaar volbring. Sê amen. Dis moontlik vir almal van ons vandag, hierdie oomblik, om stil te raak in Jesus naam en die teenswoordigheid van die Vader te ervaar. Nie op 'n plek nie, nie buite jouself nie, maar reeds binne in jou. Sê amen. Amen. Want om sy teenswoordigheid te ervaar, is om sy volmaaktheid te ervaar. Is om nie meer ten dele te ken nie meer in 'n spieël en 'n raaisel te sien nie, maar van aangesig tot aangesig. Dit beteken in sy teenswoordigheid. So wanneer is hierdie eendag? Die eendag het aangebreek met die oordele wolkekoms van Jesus 70 na Christus, toe die tempel verwoes is. Onthou, God is gees, en hy gee altyd 'n ongelowige, slegte, korrupte volk 'n pak slaag deur 'n ander nasie te gebruik. En hier word die weermag van die Romeinse nasie gebruik, soldate, om die mure van Jerusalem, die tempel en hulle leierskap totaal te verwoes. Hulle wat in Jesus geglo het gevlug na die berge, want Jesus het gesê in Lukas 21, as julle sien dat die stad omsingel is, moenie na die stad sit binne die mure en hardloop nie, moenie na die tempel hardloop nie, maar vlug na die berge. Want wat het Jesus geweet? Die tempel gaan verwoes word in hulle geslag, Jesus se tyd, sy geslag. En dit het presies gebeur soos Jesus voorspel het. Die tempel is verwoes. Die ou bedeling is vanaal verby en die ou en slegs die nuwe bedeling is in plek. En ons leef nou reeds daarin in 2000 jaar al reeds daarin. Sê amen. Johannes 14 vers 2. Of nee, ekskuus. 1 Korintiërs 13 vers 13. En nou bly ook geloof, hoop en liefde. Hierdie drie. Maar die grootste hiervan is die liefde. Nou weet julle wat? Hoop kan verbygaan, geloof kan verbygaan. Maar liefde kan nooit aangetast word nie. En dit is sy teenswoordigheid. Nou binne in my, binne in jou, sy liefde. Niks kan dit teen dit kom nie. En dit regeer en heers oor alles. Die liefde kan niemand kwaad doen nie. Die liefde kan niemand seermaak nie. Die liefde kan nie die gebod van liefde oortree nie. So kom nou mense, aanvaar sy teenswoordigheid nou, leef daarin. Wees heeldag daarin. Die wet is nou in jou hart geskrywe. Die wet, die 10 gebooie is 'n liefdesgebod. God lief hê met jou hele hart, jou naaste soos jouself. En Jesus sê, gee julle 'n nuwe gebod, dat julle mekaar sal lief hê, soos ek julle lief gehad het, en sy lewe vir ons gegee het. Amen. Kom nou, kom ons leef net vir onsself nie, ons gee ook ons lewe vir mekaar. Amen. Dis die nuwe gebod. Yes, amen. Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader
sê Jesus, is daar baie woners. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê. Wanneer sê Jesus hierdie woorde? 2000 jaar terug. Vir wie sê Jesus dit? Vir sy disippels van daai tyd. Daar was 11 disippels oor, want die 12de een was Judas. Hy was besig met onderduimse planne. Hierdie is geskryf op die voorhand van Jesus se soort van 'n kruisiging. Dit is sy laaste oomblikke. En Jesus troos sy disippels. Hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei. So waartoe is Jesus op pad? Na die Vader se huis. Die Vader se huis is die tempel. Almal het geweet, toe Jesus praat van die Vader se huis, praat hy van die tempel. Sê amen. So hy's op pad in die tempel in die heiligdom na die mees heiligste plek, om sy plek in te neem op die troon as hoëpriester vir ewig. Die Vader se huis, die tempel spreek van die Vader se teenswoordigheid. En waar is die tempel vandag? Kom, almal help my. Binne in ons. Wie is die tempels? Ek en jy. Kan julle sien, dit is die nuwe bedeling. Solank as vir die ou geboude tempel daar gestaan het, kon die nuwe bedeling nie sy volheid, volwassenheid bereik nie. Maar toe hy vernietig is, toe al wat oorgebly het, is hulle wat gevul is deur die Heilige Gees, nuwe tempels van die Here. Johannes 14 vers 3, en Jesus sê, as ek gegaan het, en vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou vra iemand, Jesus, waarom vat u so lank? Want dit sit ons na 2000 jaar nog steeds dink, wanneer kom u Jesus? Mense, hierdie het klaar voltooi. Sê amen? Amen. Hoe lank het Jesus gevat dan? Hy praat met sy disippels. Hy sê 'n bietjie verder in vers 15 en 16 nog 'n klein tydjie en julle sien my nie en dan sien julle my weer. Klein tydjie, sê almal klein tydjie. Nie 2000 jaar, ja, maar vir God is 'n dag soos 1000 jaar, vir God ja, maar nie vir die disippels nie. Vir hulle is 'n klein tydjie. Vang julle dit? Ja. Hy praat nie met ons vandag, want ons leer nou weer. Dit is vir ons, ja, maar ons leer iets hier. Ons leer die ou bedeling is verby. Ons leer die nuwe bedeling is in plek. Ons leer dat hy is nou binne in ons, sy teenswoordigheid is binne in ons. Dis sy volmaaktheid, dis sy perfeksie. En wanneer jy dit begin ervaar jy volmaaktheid, volwassenheid en perfeksie. En volwassenheid is God se liefde. Amen. Jesus en die Vader is 1 Johannes 17. Pastoor Miepie, jy daai les vir ons so goed gegee. En ervaar daarom heeltyd die Vader se teenswoordigheid. So hier is Jesus se belofte, dat die plek waarna hy die disippels bring, is die Vader se teenswoordigheid, die Vader se huis. Johannes 14:23. En Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Amen. Praat in dieselfde konteks. Hy gaan vir ons plek berei. Hy sal ons neem waar hy is, sal ons ook wees. En dan sê hy hierso in vers 23. Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Amen. En wanneer het dit gebeur? In Handelinge hoofstuk 2. Amen. 10 dae nadat Jesus sy hemelvaart gaan, toe gebeur dit. Toe is daar tonge van vuur. Amen. En 'n geluid van 'n geweldige rukwind. En hulle is almal vervul met daai vuur van die Heilige Gees. En hulle die Heilige Gees ontvang en dan word die kerk, sê almal kerk, van Christus Jesus gebore, meer as 2000 jaar terug, toe hulle gevul is met die Heilige Gees. Amen. Die nuwe tempels, die ou tempel is aan die verbygaan op daai stadium. Hy was nog 'n plek, maar hy is aan die verbygaan. Maar die kerk is toe gebore, is toe 'n baba in Christus. Dit was die volmaaktheid waarvoor die apostels en die gelowiges dan ook gewag het. Daar is niks meer volmaak as God self nie. Sy teenswoordigheid is sy volmaaktheid nou binne in ons. Kom ons beoefen sy teenswoordigheid. Amen. Die Heilige Gees in die gelowiges bring die volmaaktheid van Christus in ons midde, in ons harte en deur ons lewe. Die Vader se huis is nou ons, het in vervulling gegaan. Dit wat nou volmaak is, die Vader se teenswoordigheid, het nou reeds aangebreek vir ons. Sê amen. Wie wag nog daarvoor?
Hou op wag. Nee, wag. Sê dankie, Here. U volmaaktheid is in my. Hoe meer tyd ek spandeer in die teenswoordigheid, hoe meer ervaar ek u volmaaktheid en sy volmaaktheid is sy volmaakte liefde. Daar kan niks meer volmaak wees as God self nie, stem julle saam. Die Heilige Gees in die gelowige is die volmaaktheid wat gekom het nou binne in ons. 2000 jaar gelede het die volmaaktheid gekom met die uitstorting van die Heilige Gees in beginsel. En dan, kerk is gebore op daai stadium, dit was in 30 na Christus. Jesus sê, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat die tempel nie verwoes word. En presies plus minus 40 jaar, 70 na Christus, is die ou tempel verwoes, die weggeruim, offers van diere is nie meer nie, net Christus bly oor, die ware offerlam. Openbaring 21 vers 1, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel, onthou hemel en aarde verwys na die tempel van daai tyd. Die hemel is die Vader wat kontak het met aarde, hemel en aarde is wat die tempel genoem is. En die eerste aarde het verbygegaan en die see was nie meer nie. Hemel en aarde verwys na die fisiese tempelgebou met menshande gebou. Openbaring 21 vers 2. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel. Toeberei soos 'n bruid vir haar wat vir haar man versier is. Klink dit nie vir julle soos Jesus die bruidegom, ons die bruid nie. So wie is nou vandag die nuwe Jerusalem? Dis simboliese beeldspraak, sy kerk, ek en jy. Verwys na die Heilige Gees gevulde tempels, kerk, dis ons. Openbaring 21 vers 3. En ek het 'n groot stem in die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel, woonplek van God, is by die mense. Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Tabernakel beteken, God is tabernacling. God maak sy woning by ons. Wow, het dit gebeur? Klaar gebeur in die Heilige Gees. Dit is die vervulling van Johannes 14 vers 23. Toe hy gesê, nog 'n klein tydjie, julle sien my nie en dan sien julle my weer. Ek gaan om vir julle plek te berei en dan kom ek weer en sal julle na my toe neem, dat julle ook kan wees waar ek is. So waarheen gaan hy? In die tempel. Hy gaan in die 3 dae kruisoperasie, Johannes 12. Hy sê, as ek aan die kruis hang, sal ek almal by my intrek. So ons is ingetrek, wie wil dit glo? En alles wat ons nooit kon doen met ons eie krag en vermoëns nie, het hy vir ons en as ons gedoen en dit vir ons as 'n geskenk gegee. Asof jy dit self gedoen het. Wees bly. Dit is 'n geskenk. Geregtigheid om reg te wees met die Vader, reg te wees met jou medemens, is 'n geskenk wat jy nou ontvang het binne in jou. Binne in jou is die krag en die vermoë, sy liefde om die vrugte van die Gees uit te gee vir almal. Jy is die boom wat geplant is by waterstrome, wat vrugte dra op die tyd wat dit nodig is. As dit liefde is, gee jy liefde. Blydskap, is jy die een wat die blydskap bring. Vrede, is jy die vredemaker. As daar geduld nodig is jy die geduldige. As daar vriendelikheid nodig is, raai wie is die vriendelike een? Sê amen. As ander mense tantrums gooi, raai wie is die een wat homself kan beheer? Jy. Want jy die krag van die Here binne in jou. Jy is die boom wat geplant is by waterstrome, want die volmaakte een is binne in jou en regeer deur jou. Sy naam is Jesus Christus. Sê amen. Wie wil hom almal aanneem? Wie wil hierdie woord van? Halleluja. Ons is nou die nuwe Jerusalem vir die mense in ons lewe. Ons is die stad op die berg wat sy lig gee. Jesus sê, julle is die lig van die wêreld en die sout van die aarde. Dis wie ons is, want die volmaakte een is binne in ons. 1 Korintiërs 13 vers 10 gaan ek weer terug, maar as die volmaaktheid gekom het, dan sal dit wat ten dele is tot niet gaan. Het die volmaaktheid gekom? Ja. 70 na Christus is het letterlik voltooi. Toe die tempel verwoes is, die ou volmaakte bedeling was toe verby. Wat ten dele is, die ou hemel en aarde tempel, het verbygegaan. Die ou verbond bedeling is verby. Gaan weer Hebreërs 8 vers 13 lees.
En hy sê 'n nuwe verbond, sê almal nuwe verbond. Nuwe huwelik met ander woorde. Het hy die eerste oud gemaak en wat oud word en verouder is naby die verdwyning. 70 na Christus met die verwoesting van die tempel het dit heeltemal verdwyn. Sê amen. Nou ken ons nie meer ten dele nie. Ons sien nie meer 'n spieël en 'n raaisel nie. Maar nou van aangesig tot aangesig. Amen. Wie wil dit glo? Wie glo die Heilige Gees is in jou? Wie glo die Heilige Gees lei jou in die volle waarheid? Amen. Of jy glo dit of jy glo dit nie. Maak jou nie. Is die volmaakte in jou? Ja of nee? Yes. So al wat jy moet doen is spandeer tyd in sy teenwoordigheid, vat sy woord, sit dit op jou oor, kry die regte woord, die teenswoordige woord wie Jesus is, die geloofswoord, geloof is altyd nou, hy is nou in my, sy teenswoordigheid is nou in my, sy volmaaktheid is nou in my, en nou kan ek sê, Kolossense 1 vers 28, Paulus sê, ek sê vir julle die toppunt van alle wysheid, sien elke mens volmaak in Christus Jesus. Sê amen. Almal van ons het vreeslike klomp onvolmaakte mense om ons, né? Dis net ons wat so oulik is. Wie van julle kan gou 'n bietjie skinder wees? My man is so, my vrou is so, my skoonma is nog erger. My die is so, en daai mense, daai mense aan daai kant, en daai mense daar. Mense, wat se gedeeldheid is daar tussen jou ore, as jy so praat? Weet jy, die volmaaktheid in ons is die eenheid met die Vader. En as jy een is met die Vader en met jouself, met die Heilige Gees, met Jesus, dan sien jy almal in eenheid. Dan sien jy almal volmaak in Christus Jesus. As jou mond oopgaan, is dit mooi woorde, soet woorde, aangename woorde wat jy uitspreek teenoor ander mense. Sê amen. En jy het in volmaaktheid ingetree. En jy leer volmaaktheid. En jy is die boom wat geplant is met waterstrome, wat sy vrugte gee op die tyd wat dit nodig is. Sê amen. Vader, dankie vir die woord vanmôre. Dankie Here dat ons die Heilige Gees nou kan aangryp. Dat ons kan leef van aangesig tot aangesig. Ons ken nie meer ten dele nie, ons ken nou ten volle. Want die een wat ten volle is binne in ons en lei ons in die volle waarheid. Dankie Here, in die naam van Jesus, loof en prys ons in Jesus naam. Amen. As al mense is wat gebed nodig het, ek kan ons voor die BSC vir. Ek wil net gou iets sê, Romeine 7 en 8. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë geregtigheid. En as die gees in ons weet hy het, wat Jesus uit die dode uit opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak. Amen. Deur sy gees. Amen. Nee, he will quicken Your mortal body. Amen. If you are in the spirit. But if you are in the flesh, I'm immortal. As jy verdeeld. you will get more and more tired and more weak. And But right. if you are in the spirit, it's the Holy Ghost and power that is keeping us alive. Is net die Heilige Gees wat ons lewendig hou, en dis deur sy Gees. En soos pastoor, yes, Leni, dis net sy Gees wat ons lewendig hou. En soos pastoor Jan vir ons gepreek het, in his presence there's fullness of joy. In his presence, Piet daar so 'n liedjie. In the presence of the Lord there is peace. In the presence of the Lord there is healing. In the presence of the Lord there is everything that you need. But you need to be in his presence. So alles wat jy nodig het vandag, kom kry dit. Kry dit in die Gees. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Thank you. Kom ons bid gou vir mekaar. Kom ons, mag ons gou 'n krentjie en ons bid gou vir mekaar. Ja. Ek voel